Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here en ons sing saam uit Psalm 33, vers 1 en 2, sing nuwe sange nuutgebore uit aandre van die skoonste kuns, trompetgeklank met tempelkore, moet dank sê vir God se nuwe guns. Ons staan vir die sing daarvan, om ons geloof saam te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Salig wie in hulle opregtheid wandel in die Heer se wet.
Salig vir die wat nie weet nie, kan jy ook sê geseënd is die wat in hulle opregtheid wandel in die Here se wet. Miskien ter wille van ons kinders. Jy kan ook sê gelukkig is wie in hulle opregtheid wandel in die Here se wet. En dit is belangrik dat 'n mens sal verstaan hoekom is ons salig, hoekom is ons geseënd, hoekom is ons gelukkig wanneer ons na die wet van die Here luister en daarvolgens lewe. Want vir baie mense as jy na die wet luister, bly dit 'n aanklag. Ons gaan dit vanoggend in die preek ook hoor. Dit bly 'n aanklag, dit bly 'n hopelose poging om goed genoeg vir God te wees. Maar nie vir ons nie. Ons weet as ons na die wet luister, ons kan nooit vir onsself en uit onsself goed wees nie. Maar God skenk ons die genade. Hy gee vir ons Jesus Christus wat ons sondeskuld weggeneem het. En juist daarom is die wet nie meer vir ons 'n aanklag en 'n vervloeking alleen nie, maar juist ook die manier hoe God ons terugbring by Christus en dan te gaan lewe in dankbaarheid volgens dit wat in die wet staan. So kom ons luister vanoggend weer na die wet van die Here uit Eksodus 20. Maar wanneer ons daarna luister, dan luister ons as mense wat besef, deur Jesus Christus is my sondeskuld weggeneem. En daarom is dit vandag vir my 'n vreugde om te gaan leef volgens dit wat ek hoor. Kom ons luister Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van Psalm 119 en ons sing saam vers 1 en 2 terwyl ons so bly sit. Oh
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons wil vanoggend ons hoofde voor U buig en weet ons doen dit nie alleen nie. Ons doen dit saam met die gelowiges van alle tye. Gelowiges hier op aarde en 'n skare geloofsgetuies rondom U troon. En wanneer ons dit doen, wil ons daardeur ons afhanklikheid bely. En vra dat U deur die Gees in ons sal werk, sodat in ons lewens kan sigbaar word die oorwinning van ons Here Jesus Christus oor die sonde, ook ons sondes. Ja, en dat elkeen van ons in die liefde sal leef en vas staan, stewig en sterk, onbeweeglik. Ja, help ons om te besef hoe groot nie net die liefde is wat U aan elkeen van ons bewys het nie, maar ook hoe groot die liefde is wat U in ons harte uitgestort het, toe U die Heilige Gees vir ons gegee het. Ja, help ons om saam met die gelowiges van alle tye, ook vandag deur die verkondiging van U woord, U te leer ken en belangrik ook U te leer gehoorsaam. Ons vra dit want ons bely dat ons is sondaar mense. Ons bely dat ons nie sonder U genade kan lewe nie. Ons dankie vir die sorg wat U vir ons dan gee ook na die liggaam en na die gees. Ons bid vandag dan in besonder vir U vaderlike sorg vir hulle wat siek is, hulle wat weens hulle ouderdom nie hier saam met ons kan wees nie. En ons dink in besonder aan hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons dra hulle almal aan U Vadersorg op. Ons bid ook vir ons kinders ook in die week wat voorlê, wat terug gaan skole toe. Gee dat hulle ook 'n geseënde kwartaal sal beleef. Ons bid ook vir ons land en ons regering. Ons weet daar's baie dinge wat verkeerd is in ons omgewing en ons land. Ons vra Here dat U daar ook wysheid en uitkoms sal gee. Ons bid hierdie dinge juis wetende dat U kragtiger in ons kan werk as wat ons self kan bid of kan dink. En daarom wil ons aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God wat leef en regeer tot in ewigheid, al die eer toebring van ons harte. Amen. Vanoggend, broeders en susters, Paulus se woorde aan die gemeente van Galasië, waar hy vir hulle skryf, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Kom ons luister saam vanaf vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Verskoon tog, laat julle lewe steeds
deur die Gees van God beheers, dan sal julle nooit sug voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met die Gees, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 'n erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en as die Here wil sal ons volgende week na vers 22 begin kyk wat handel dan oor die vrug van die Gees. Nou ons sing vanoggend saam juis oor die werk van die Heilige Gees in Skrifberuiming 8:3. Ons staan vir die sing daarvan vir interessantheid. As 'n skrifberuiming met 'n 8 begin, dan beteken dit jy sing oor die Heilige Gees. So kom ons staan en ons sing en dan sê ons vir mekaar ook dit wat die Heilige Gees in ons lewens werk. Skrifberuiming 8:3 waarna ons weer ons sitplekke inneem. Dit is so broeders en susters dat die brief van Galasiërs, hierdie brief van Paulus seker een van die gewildstes is by baie mense. Selfs kindertjies ken dit want almal weet van die vrug van die Gees. Hierdie gedeelte vers 19 tot 23 word van kleins af vir mense geleer. Dit is die vrug van die Gees. En dis waarop ons ook gaan fokus vanoggend en DV ook in die volgende paar Sondae die vrug van die Gees. En vanoggend dan, hoekom ons praat van die vrug van die Gees? Hoekom is die Gees so belangrik? En vanoggend dink ons aan die tema, ons is vrygemaak om te lewe deur die Gees. Ons is vrygemaak om te lewe deur die Gees. Nou ons gaan dit doen aan die hand van die 3 punte wat ook op die bord is, die stryd tussen ons sondige natuur en die Gees, waarvan Paulus ook vir ons duidelik hier in vers 16 en 17 en 18 vertel, en dan die oorwinning in die stryd. Dit is belangrik, die oorwinning in die stryd deur Jesus Christus, vers 24. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. En dan 'n laaste punt vanoggend, wat beteken dit? Wat is die gevolg daarvan?
En die gevolg daarvan dat ons deel in die oorwinning van Christus is dat die Heilige Gees nou ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees. Nou die eerste van hierdie punte dan die stryd tussen ons sondige natuur en die Gees. Nou hierdie stryd moet ons vir mekaar sê, moet binne elkeen van ons woed. Dit is belangrik dat ons dit hoor, dis 'n stryd, dis 'n geveg as mense dit so wil stel, dis 'n oorlog, 'n veldslag wat binne in ons moet woed. Want dis 'n stryd om heiligmaking. Dis 'n stryd om te wees wat God ons in Christus gemaak het, heilig soos God heilig is. Baie eenvoudig gesê, daardie strewe, daardie verlange om te lewe soos Christus wil hê ek moet lewe. Nou deur die eeue, kom ons sê dit vir mekaar, is hierdie stryd die harde werklikheid van ons bestaan. Dit was ook die harde werklikheid van die mense in Galasiërs gewees toe Paulus hierdie brief geskryf het. Nou, dit is die ontstaantyd van die Christelike kerk. Die gelowiges, as mense dit in eenvoudige Afrikaans wil sê, was nog besig om hulle voete te vind. En juist daarom moes die kerk ook standpunt inneem om haarself te onderskei. Waarvan te onderskei? In die eerste plek van die Joodse godsdiens, sowel as van die heidense invloede wat daar nog kon wees, want dis waaruit die kerk ontstaan het, uit die Joodse godsdiens, sowel as mense uit die heidendom wat in mekaar gevoeg is in Christus. En juist daarom moes hulle 'n standpunt kon inneem, rekenskap kon gee oor wat hulle glo. En tot vandag toe gaan hierdie stryd voort. Elke dag, elkeen van ons se lewens en elke gelowige se lewe gaan hierdie stryd voort, want dis 'n stryd oor die hart van die evangelie. Hoor mooi, dit gaan oor die hart van die evangelie. Dit gaan oor wat Christus vir my en jou gedoen het. As ons sê Christus is ons Here, watter verskil maak dit dan in my lewe? Nou in die eerste eeu, daartoe Paulus hierdie brief geskryf het, was hy so goed gewees en die Here het hom deur sy Gees so gelei dat hy vir ons ook dan duidelike riglyne gee van hoe moet hierdie stryd gevoer word, waar moet dit gevoer word en hoe kry jy dit reg om die oorwinning te lewe? Nou onthou die twee standpunte waarteen die Christelike kerk haar moes verantwoord, die Joodse, die Judaïsme en dan ook die heidense. Nou, wat het hulle geglo? Die Joodse het geglo dat jy kan alleen vry wees as jy gehoorsaam is aan die wet. Want dit maak jou vry. Wettisisme noem ons dit vandag. En waarop dit neerkom is dat jy alleen na God toe kan gaan as jy kan doen dit wat in die 10 gebooie staan. Dit wat God in sy wet vir jou sê, op die letter kan nakom. Nou weet ons, uit eie ervaring, dis 'n saak van onmoontlikheid. Maar dan het jy ook die heidene gehad met hulle gedagtes van vryheid. En hulle gedagte van vryheid is, as jy gered is, kan jy mos nou maar lewe soos jy wil, want Christus het klaar vir my gesterf. Mens kan maar dit noem jy die maak soos jy smaak mentaliteit wat in hulle was. Jy kan regtig gaan lewe soos jy wil, want daar's niks wat jou meer van God kan wegvat nie. Ek dink ons sien by altyd hierdie alreeds die moeilikheid aankom. En dis juist teen hierdie standpunte wat Paulus die gelowiges dan moes waarsku en hulle voorberei op hoe werk dit dan vir 'n kind van die Here. En dan sê hy dit vir ons met die mooi beeld, dit gaan oor die stryd
tussen ons sondige natuur en die gees van God. Want dit gebeur so maklik dat mense Christelike vryheid verkeerd verstaan, of deur soos die heidene in die stryd te wil ignoreer waarin ons is, of 'n hopelose stryd wil gaan voer. Want dit is 'n hopelose stryd as jy probeer om deur goed te wees of deur te doen wat die wet sê, by God uit te kom. Jy gaan dit nooit regkry nie. Maar dis net so hopeloos as jy dink jy kan doen wat jy wil as jy 'n kind van die Here is. Want vir die gelowige het daar 'n oorwinning gekom. 'n Oorwinning in die stryd deur Christus. En dit is belangrik dat ons dit hoor. Ons leef die oorwinning. Watter oorwinning? Ons leef die oorwinning wat Jesus Christus behaal het aan die kruis op Golgotha oor die sonde. Ons leef vandag in daai oorwinning. Dis nie 'n hopelose stryd nie, maar dis ook nie 'n stryd wat jy kan ignoreer nie. As jy dink oor Christelike vryheid en dit wat jy moet doen, oor die wet van die Here, moet jy altyd teruggaan na die kruis op Golgotha, terug na die kruis van Christus. En dis hoekom Paulus dit so mooi verduidelik. Hy sê, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Onthou dit, bevryding van die sonde vind net plaas deur geloof in Jesus Christus as die gekruisigde en opgestane Here. Nooit kan jy bevry word van die sonde deur te dink dat jy goed genoeg kan wees deur wetsonderhouding nie. Maar hierdie bevryding maak jou ook nie iemand wat dink jy kan maak soos jy wil nie. Die gelowige, hoewel ons bevry is van die aanklag van die wet, kan nooit sonder die wet leef nie. Want die vryheid van die gelowige bestaan op grond van die kruisgebeure. En daarom sê Paulus dit vir ons. Onthou, ons hartstogte en begeertes is gekruisig. Ons sondige natuur moet gekruisig wees. Want dis die belangrike vir 'n gelowige, die kruis van Christus. En die manier hoe dit gebeur, die manier hoe hierdie uitdrukking van 'n kruisiging van my sondige natuur plaasvind, dis alleen deur die genade van God. Dis alleen die werk van die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat dan, soos ons dit net nou gesing het, vir ons die nuwe lewe in Christus gee. Wat ons lewe kom verander, sodat ons die oorwinning van Christus oor die dood en oor die sonde elke dag kan uitleef. Onthou dit, ons deel in die oorwinning van Christus. En die gevolg daarvan is ons lewe deur die Gees. En dis ons laaste punt vir vanoggend. Die gevolg van Jesus is ons lewe deur die Gees. Die grond van die feit dat hy in ons werk en deur ons werk die Heilige Gees, kom ons nou by die punt waar Paulus vir ons sê, onthou dit, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. En onthou dit, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die krag van God, wat God self in ons harte uitgestort het. Die Heilige Gees is die liefde van God, wat God in ons harte uitgestort het. Die Heilige Gees is die krag van God, waardeur nie net Jesus Christus uit die dood opgewek is nie, maar waardeur ek en jy ook opgewek is tot 'n nuwe lewe in Christus. Op 'n ander plek sê Paulus, die Heilige Gees, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En dit beteken, hy wat in jou woon, hy wat in jou werk, sy karakter moet in jou lewe weerspieël word. En nou moet ons onthou, die kragtige uitwerking van die Heilige Gees
Hoe sterk is die Heilige Gees? Die Heilige Gees maak lewend, sê ons. En daagliks in ons eie stryd, teen die sonde in ons lewens, is dit die Heilige Gees wat in ons werk, sodat ons ware bekering na vore kan bring. Sodat ons kan terugkom en kan doen wat God wil hê ons moet doen. Daarmee sê Paulus vir ons, die Heilige Gees moet beheer hê oor jou lewe. Die Heilige Gees moet beheer hê oor jou lewe. Nie jouself nie, want dan is jy nie vry nie. Maar alleen wanneer die Gees jou lewe beheer. So as ons sê ons lewe deur die Gees, en ons sê die Gees bepaal ons gedrag, dan moet jy tot 'n wonderlike insig in jou lewe gekom het. Want werklike vryheid is. Dan is die werklike vreugde daarin om te kan doen wat God wil hê ek moet doen. Ons het dit net nou gesing ook, salig, gelukkig, geseënd is elkeen wat kan doen wat die wet van die Here sê. Hoekom? Want ons lewe, as mens dit so kan stel, met geestelike en morele vryheid. Ons staan nie meer onder die vervloeking van die wet nie, maar ons lewe onder die seëninge van die wet. Ons gehoorsaamheid aan God is 'n gehoorsaamheid met 'n gelukkige hart, met 'n bly hart, nie met 'n bang hart of 'n kwaad hart of 'n probeerhart nie, maar met 'n hart wat weet ek behoort aan die Here. En daarom, broers en susters, voer ons die stryd, maar die stryd van die oorwinnaar. Die stryd teen ons eie sondige natuur, met al sy sondige begeertes en sondige drifte. En Paulus noem daardie goed by die naam. Hy sê dit is onseënlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsry, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. Dan sê hy vir ons, met die Gees in ons lewens is daar nie meer plek vir hierdie dinge nie. Nee, ons moet nou die vrug van die Gees gaan lewe, want ons het God lief, ons het sy wet lief. En dis interessant dat in hierdie gedeelte fokus Paulus op die tweede tafel van die wet. Hy fokus nie net op die eerste nie, hy fokus op die tweede tafel van die wet. En die rede daarvoor is, dis maklik vir 'n mens om te sê, ek is lief vir die Here. Dis moeilik om te sê, ek's lief vir ander mense. Dis maklik om te sê, ek's 'n kind van die Here, ek glo in Christus. Dis moeilik om te sê, hierdie mense is my broers en susters. En dis interessant, in ons verklaring van die katekismes ook, sien mense dit ook. Daar word dit gesê dat ek God moet lief hê, maar dan word daar gesê wat ek aan my naaste verskuldig is. Want dis die moeilike deel. Ons lewe moet gekenmerk word deur die vrug van die Gees. Liefde vir my naaste, dis wat ek hulle skuld, en dis liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Daardie dinge waarteen die wet van God niks het nie. Die dinge waarby ons ook in hierdie kwartaal gaan stilstaan. Maar nie net gaan stilstaan oor hier by die kerk nie, maar in besonder ook daar waar ons elke dag moet gaan lewe. Waar ons elke dag die stryd met onsself moet gaan voer. By ons huise, in ons gesinne, in ons huwelike, by ons skole, op ons speelgronde, op ons sportgronde,
waar ons besig is by die hospitaal of waar ons besig is om iets te bou of 'n rekenaar reg te maak of in 'n kantoor te sit. Dis waar die stryd plaasvind. Elke dag, elke oomblik van ons lewe. Want hoekom? Ons is vrygemaak om te lewe deur die Gees. Die Gees wat ook nou ons gedrag moet bepaal. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Ons dank U dat U almag ook in ons lewens laat blyk het. Toe U die Heilige Gees in ons harte uitgestort het, om ook vir ons 'n nuwe lewe in Christus te gee. Ons dank U dat ons daarom ook die stryd van die oorwinnaar kan voer. Help ons om dit elke dag te besef, dat ons stryd is 'n oorwinnaarsstryd, 'n stryd wat ons met vreugde kan voer. 'n Stryd teen onsself. Sodat ons ook die heiligheid wat aan U gekoppel is en U alleen in hierdie wêreld kan gaan uitstraal. Daarom bid ons ook vir die werking van U Gees elke dag in elkeen van ons se lewens. Ja, skenk ons die genade om onsself ook as lewende en heilige offers aan U te gee. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en ons sing saam skrifberuiming 8:1 vers 1 en vers 2, daardie pragtige beruiming uit Esegiel uit. Amen.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.